In hierdie week se AMT John Deere graanoorsit gesels ons oor nuwe nuus wat moontlik weer positief vir mieliepryse kan wees, terwyl baie onsekerheid steeds heers in Amerika. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se AMT John Deere graan en oliesaad markoorsig, moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. In die video's probeer ons altyd om 'n onafhanklike en eerlike opinie te gee oor die faktore wat pryse kan beïnvloed, sodat jy meer ingeligte besluite kan maak in 'n baie volatiele markomgewing. Like en share dan ook asseblief die video's waar ook al jy dit kyk, dit sal ons baie help. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thesen wat nou vir ons meer gaan vertel oor waar die graanmarkte tans verhandel. Baie dankie Johnny. Die witmielie spotprys styg na R5.990 per ton, met die Julie 25 prys wat daal na R4.265 per ton. Die geelmielie spotprys styg na R4.889, met die Julie 25 prys wat daal na R4.089 per ton. Die sojaboon spotprys daal na R8.340, met die Mei 25 prys wat daal na R7.649 per ton. Die sonneblom spotprys styg na R8.900, met die Mei 25 prys wat staan op R8.860 per ton. Die koring spotprys styg na R6.120, met die Desember prys wat nou op R6.204 per ton staan. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4.965, met die uitgedopte Argentynse grondwoonprys nou op R20.873 en die katoenprys wat staan op R9.970. Op 'n tegniese vlak het witmielie se spotprys met R1.212 per ton gedaal van 28 Januarie tot en met vandag, terwyl die Julieprys ongeveer met R1.000 gedaal het in dieselfde tydperk. Sedert 28 Januarie het die geelmielie spotprys gedaal met R900 per ton, terwyl die Julieprys met R480 gedaal het in dieselfde tydperk. As ons na die bewegende gemiddelde gaan kyk, kan ons sien dat mielies, sojabone en sonneblomme steeds in 'n tegniese afwaartse tendens is. Zematic spulpunte is gebou om vandag se uitdagings aan te pak, maar ook gereed vir môre se vereistes. Zematic se spulpunte is ontwerp vir doeltreffendheid, waterbesparing en optimale opbrengsbestuur. Investeer in 'n stelsel vir die toekoms en neem die volgende stap na volhoubare, doeltreffende boerdery. Groei saam met Zematic. Welkom by hierdie week se graanoorsit, waar ons natuurlik weer 'n bietjie nuwe nuus veral op die internasionale markte gesien het die afgelope week, en ons gesels weer so ouer gewoonte saam met Johan Thesen. Baie dankie Johnny. Johan, kom ons begin ook internasionaal. Ons weet daar's 'n bietjie verwikkeling in Amerika met hulle aanplantingsintensies wat uitkom, dalk so 'n bietjie nuwe nuus wat uit Brazil ook uitkom. Ja, hulle finale aanplantings of geskatte aanplantings kom einde van hierdie maand uit. Dan gaan ons meer 'n goeie idee kry van hoeveel meer mielies het hulle as hulle meer het en hoeveel is hulle sojabone natuurlik. En dan sien ons dat die seebodpryse in Amerika is redelik volatiel. Dit beweeg as daar nuwe nuus uitkom, sien ons dat dit opwaarts of afwaarts skerp beweeg. Wat dit eintlik baie moeilik maak. Ja, hulle tryd met die Trump, die nuus wat van Trump se tariewe afkom en 'n klomp sulke tipe aspekte. Ja, soos ons sien het, toe China aankondig dat hulle invoertariewe gaan op Amerikaanse landbouprodukte sit, toe is die pryse dadelik af, maar dit weer herstel terwyl weer ander nuus uitkom, so baie volatiele mark by die stadium. Suid-Amerika, as ons gaan kyk na hoe hulle sojaboon oes aangaan, hulle gaan dalk so 'n bietjie later mielies ook dalk aanplant. Ja, sojaboon oes, hulle het wel opgevang met hulle stropery. Hulle is nou op trend op so 40% klaar gestroop, waar laas jaar ook om by 40% was. Ons weet wel, omdat hulle bietjie later stroop, kom hy mielieaanplantings bietjie later. Die kommer wel is dat daai mielieaanplantings in die droër gedeelte van Brazil se weerseisoen inbeweeg, en wat hulle bietjie dan 'n laer oes kan gee, maar daai mielies nie op daai optimale tyd geplant word nie. Okay, so ons het moontlike tekens wat kom van Suid-Amerika wat mielies dalk, maar sojabone is wel maar nog onder druk met wêreldwye voorrade, want dan soos ons laas ook gepraat op rekordvlakke is. So mielies van Suid-Amerika kan al klein bietjie minder wees. Hoe lyk die weer vooruitskatting? Wat is die nuutste nuus? Want ek het gehoor daar is 'n bietjie voeltjie wat vlei dat hulle dalk
bietjie van 'n laat winter kan hê. Ja, ons het gesien Amerika voorspel hulle kan dalk 'n later winter wat aangaan. So koue temperature wat nog steeds voortduur wat maak dat hulle nie regtig kan plant nie. So ons kan sien dat hulle later aanplantings kan sien wat hulle dalk kan forceer om meer sojabone te plant wat dan nou weer 'n bietjie positief en na die mark toe kan terugbring. Ja, so ten spyte van die aanplantingsintensies wat daar dui moontlik op 'n 4 of 'n 3% meer mielies en 3% minder sojas, kan ons dan moontlik sien dat hulle as hierdie weeromstandighede uitspeel, dat hulle wel meer sojas gaan moet aanplant gegee die weeromstandighede. So maar weer eens, dis iets wat ons gaan moet dophou soos ons nou aangaan oor die volgende maand en 'n half. Ek dink dit gaan baie in fokus kom. Dit gaan baie ons pariteitspryse en internasionale pryse dan nou ook grootliks bepaal. Bietjie nader in die huis. Zambië, ek dink, wat gaan aan? Ja, Zambië het uitgekom en gesê hulle verwag dat daai oes nog dalk bietjie groter was. Vroeër gedink tussen 3.2 en 3.5 miljoen ton. Daar's nou sprake wat sê hulle kan dalk tussen 3.5 en 4 miljoen ton as daai goeie groeiomstandighede natuurlik voortduur. Hulle het ook alhoewel gesê dat binnelandse voorraad baie laag is en hulle wil graag daai voorraadvlakke bietjie opbou. So daar gaan dalk uitvoer beperkings kom op die hoeveelheid mielies wat hulle kan uitvoer om daai voorraadvlakke bietjie vas te hou. Ja, so ek dink van 'n mielie-oogpunt af, veral wit mielies, kan dit dan 'n bietjie positief wees dat die prys nie noodwendig so ver val as wat 'n mens gedink het nie. Ja, ons as hulle nie daai groot uitvoere het, kan ons sien dat ons bietjie groter vraag vir uitvoere van ons af na die Suid-Afrika lande toe kan sien, wat daai prys bietjie sal ondersteun, maar met ons oeskatting wat nog steeds hoër is as laas jaar, verwag ons wel nog 'n bietjie afwaartse druk. Ja. Ons verwag so 1.3 miljoen ton meer wit mielies. Ons het gesê laasweek 200,000 meer geel mielies stoks of die voorraadvlakke bly geweldig onder druk. Hoekom styg die spotprys nou so skerp? Ja, dit is presies wat jy nou gesê het. Voorraadvlakke vir nou bly baie onder druk. Ons weet ons het 'n bietjie later seisoen met ouens wat 'n bietjie later kan plant, so daai vroeë aanplantings kom ook nou 'n bietjie later in die mark in. En dit is wat pryse nou hoog hou, is daai lae voorraad in die mark. En ons het daai geweldige reën ook natuurlik in Limpopo en Mpumalanga gesien en dit beteken die ouens kan nie regtig nou gestroop en so. Dit oor die kort termyn sien ons dan baie druk op voorrade en dis pryse wat dan pryse wat bietjie opgaan, relatief hoog bly. As ons dan nou gaan kyk vir die seisoen vorentoe, kom ons ek gaan nie met spotpryse nie. Spotpryse is nou eintlik irrelevant. Niemand het noodwendig nou baie mielies op te lewer nie. Vir die prosent. Ons fokus altyd op die prosent en ons wil vir hulle natuurlik raad probeer gee. So Julieprys vir wit mielies, geel mielies. Waartoe dink 'n mens nou oor die kort termyn, oor die volgende maand of twee? Julieprys op hierdie stadium sien ons nog steeds aan 'n afwaartse tendens soos wat ons verwag. Ons weet ons is gewoonlik in hierdie tyd in daai seisonale afwaartse tendens. Daar alhoewel al die nuus wat nou mark toe kom, gaan wel ek wil sê 'n duidelike rigting bepaal. As ons wat nuus is dit? Sorry ek van jou rede. Ja, as dit ons weer voorspellings vir reën vir die week wat kom. As daai reën realiseer, kan ons weer direk bietjie op Juliepryse verder afwaarts sien. Nuus later in die maand oeskatting, as die oeskatting dieselfde bly, dink ek kan markte redelik sywaarts en klein bietjie afwaarts bly, as gevolg van oesdruk en daai goedjies wat kan begin inkom. Maar as ons sien dat oeskatting afwaarts aanpassing maak, kan ons prysondersteuning sien vir Julie maand, maar as die oeskatting dit wel weer opwaarts skat, dan kan ons weer druk op pryse sien. So ek wil al sê die mark se rigting of 'n sterker rigtingsein gaan nou redelik bepaal word deur die nuus wat gaan uitkom. Ja, ek dink weer eens daai oeskatting syfer aan die einde van die maand gaan baie belangrik wees. En die gevoel is daar dat hy dalk klein bietjie opwaarts aangepas kan word, moontlik klein bietjie verdere druk op pryse, maar weer eens hierdie syne wat inkom, hier so sekere tekens wat nou inkom wat vir ons aandui dat die prys nie noodwendig na 3600 toe gaan val nie, maar dalk nader aan R4000 merk gaan bly, wat ons regtig duim vashou vir die prosente dat dit wel die geval is. Ja, nee, verseker. So vinnig Sonneblom, is daar nuwe nuus nie regtig nie? Nie regtig nie, Sonneblom sien ons dit klein bietjie versterk, maar hy is maar redelik nog steeds in 'n afwaartse tendens. As ons na die Mei maand prys kyk. Ja, as ons na die spotmaandprys kyk, as ons spotprys vir sojabone kry, daai pryse het redelik teruggesak oor die afgelope week. Dis maar wêreldvoorrade, plaaslike voorraadvlakke. Hoë wêreldvoorrade, ons verwag ons nou binnekort begin gaan stroop aan die sojabone, so dis maar al daai druk wat nou in die mark ingeprys is.
Koring? Koring sien ons dat hulle wel bietjie vir die afgelope paar weke opwaarts verhandel. Ons weet ook dat dit nou die tyd is vir daai prys om bietjie opwaarts te verhandel. 'n Groot gedeelte van die oes is al in die 90% van die oes wat al klaar gelewer is. So dit is wanneer ons nou gaan gesien hoeveel voorraad het ons, hoeveel moet ons invoer en daai vlakke gaan dan begin uitspeel om prys bietjie op te druk. Okay, so ons verwagting is te sien in die middel van die jaar toe dalk bietjie 'n opwaartse beweging. Ja, hier na Junie, Julie toe bietjie op 'n hoogtepunt kan kom en dan van daar weer stelselmatig kan afkom vir koring. Ag, baie dankie Johan, baie interessant en ek dink ons sal die tariewe natuurlik van Trump teenoor China fyn moet dophou as ons nou weer terug beweeg in internasionale markte toe en wat die terug amper die oorspoel effek natuurlik van dit op ons plaaslike mark is, maar dit skep ongelukkig baie volatiliteit, baie onsekerheid vir die Amerikaanse markte, die seaboardpryse en dan ook wat natuurlik oorspoel na ons pariteitspryse toe. Ja. So mense sal wel nou sien en ek hoop regtig ons kan in die volgende maand of twee bietjie meer stabiliteit rondom dit sien, bietjie meer sien waartoe hierdie markte nou beweeg. Nee, verseker, dit maak al hierdie nuus en groot headlines soos die Amerikaners half nou sê, bring net baie onstabiliteit aan die markte toe en baie volatiliteit. Ja. Baie dankie Johan, altyd lekker om te gesels. Ja, en dan skakel asseblief volgende week weer in wanneer ons weer oor die graanmarkte gaan gesels en vir julle natuurlik die nuutste nuus bring sodat jy beter besluite kan neem met al die inligting op jou hande en natuurlik in hierdie volatiele mark jou risiko beter bestuur. Ja. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere en Zimmatic Irrigation Systems. Julle is ook welkom om AMT se webtuiste te gaan besoek by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en ook meer gedetailleerde verslae. Ons het dan ook 'n gemeenskaps of 'n WhatsApp gemeenskapgroep waar jy kan by aansluit. Ek sit al die skakels in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.